Van geloftes tot realiteite en alles tussenin. Trou is die perdekopie. RSG Bekbazaar wat eerlik, snaaks en soms skerp kyk na die mooi en die moeilike van die huwelik. Luister saam, want liefde alleen is nie genoeg om 'n huwelik te laat werk nie. Maar dit help. Hier is weer die twee keyboards voor jou deur. Wel, oor se deur, kop se deur, wat? Ja, in die deur. Goeiemôre, goeiemôre, goeienaand. In die deur. Hoe weet jy in die... Okay, wag, ek sukkel met my prentjie. Wat bedoel jy in die... Ja, okay, fine. Deure. Trou is die perdekopie, is waarna jy luister. Ons het heeltemal te veel pret, weet jy? Ons het lekker mense wat nog meer pret met ons gaan. Hulle bring 'n ander tipe energie. Nee? Hulle is miste en missies pret. Is dit? Ja. Voilà, lag hulle so obviously dink hulle hierdie titel is gepas. So, wat ons doen in hierdie podcast as jy nou hier by ons aansluit, kykie, waar was jy die laaste maand en 'n half of 2 maande of whatever? Exactly, because hierdie dinge sal aan die gang, hierdie move hoor. So jy gaan agterbly. Ja. Op gym toe gaan, man. So gaan net like en subscribe. Just get that down there. Ja, die orde. Maar as jy gym toe gaan, ons geen glad hier om nie. Download hierdie. Daar's 'n paar plekke wat jy dit kan doen of sit dit net aan op jou gunsteling stromingsplatform en dan luister jy na ons. Ja. Dis vertel almal wat gaan aan vandag. Luister jy, ons het 'n power couple. Hulle is net so oor 'n jaar getroud, is ek reg? Nee, 7 maande. 7 maande, ja. Hulle is kraakvars uit die boks Net uit. so. Eintlik is dis die eintlike rede kom ons met hulle praat, want ons praat met ou getroudes, jong getroudes, nooit getroudes, die hele spektrum van getroudes. 7 sakke sout het hulle nou gedra, as dit 7 Ja, jaar. 7 maande. 7 maande. 7 sakkies. Nee, 7 sachets. Sakkies. Jy moet nou nie hier vir mense wat nou al luister, die twee is baie goeie vriende van ons. Hulle is bekende akteurs, hulle is producers, hulle is skrywers, hulle werk voor die kamera, agter die kamera. Hulle is 'n power couple. Ek dink hulle moes al lank getrou het, maar hulle is nou 7 maande. Is hy 'n vraag? No, hy gaan 'n vraag is. Roland en wag gekos, julle is nog vriende met hom nie, maar wat in 'n eerste gesprek tussen ons uitgekom het is hy was vir 7 jaar verloof. 7 jaar was ek verloof. Wow. So dis hoekom ek nou vra gaan Kyk, die man het net seker gemaak. You know what I mean? Ek het seker Long gemaak as er nog engagement. geld in die bank. Roland, Exit plan. moenie ons saadjies plant nie. Of wat sê die Gen Z's? Dis daar situationships. Sien, dis hoekom ons moet baie versigtig wees met hierdie time frames wat ons neersit, want iemand gaan jou woord vat en vir sy aanstaande oor 20 jaar sê, Roland het gesê, ek moet seker maak, so, mense gaan vir jou quote hoor, so jy moet oppas, maar nou ja. Die internet. Oom Roland. Ja, sien so, kyk, jy praat nou so van die Gen Z's, Daniel, nee. Nou hierdie eerste vraagie het dan nou juist daarmee te doen, want omdat julle albei reeds ook in hierdie bedryf is en volstom aan die gang is, beide voor en agter die kamera, as mos so 'n ding waaroor hulle praat, 'n meet cute. Come on. Ja. Nee? Wat was julle sin vertel? Ons meet cute. Ons het 'n baie interessante geskiedenis eintlik. Ons het heeltemal as vriende begin. Ons was in ander verhoudings toe ons mekaar ontmoet het. Nee, het julle Ja. mekaar afgevry by mekaar se wat? Daarom nie, dat Nee, was so nee. erg nie. Ons wil net seker maak, want ons staan nie gebreek. Praat dit nie goed nie. Al is dit voor-egtelike of na-egtelike of middel-egtelike breek, ons praat dit nie goed nie. Ja, maar ons het in 2014 vir die eerste keer ontmoet. So dis
dis baie lank terug. 11 11 jaar terug. Wow. Ja. Yes. 7 jaar, 11 jaar, my man. Exactly. Julle laat my ancient voel as julle praat van 11 jaar en dis Nee. lank. So julle het mekaar in 2014 ontmoet. Ons het Yes. mekaar Die eerste ontmoet, keer, ja, okay. in Waar was 'n julle agterplaas in West Dean. So dit was nie so As glamorous soos one wat mens does. dink. I As mean, one does, ja. ja, ja, ja. Daarby regisseur Andrei Stol se huis. En hy sal al die krediet vat vir ons hele verhouding. Ja, dankie Andrei. Net so by the way, 'n paar mense doen dit. ons het nog van niemand gesê wie hulle is nie. Ons het gesê wat hulle doen, maar ons het hulle name. Roland en Danel. Ek bedoel Ja. as hulle nou nog nie weet nie. Kyk hy pragtige stemme, ja. Tannie Roland en oom Daniel, Ja, exactly. kan jy Roland en Danel, ja. Okay, maar nou is julle in die agterplaas daar in West Dean. Ja, Yes. en maar ek het al gewerk aan 'n produksie, 'n Chekhov-fees saam met die Joburg Theatre en saam met En Andrei ek het in die Stols. tuin gebly. En hy het in die tuin gebly daar agter in 'n korthuis. En ons het mekaar vinnig ontmoet en leer ken so klein bietjie, maar nie regtig nie. Ons paai het toe baie vinnig weer geskei en ons het toe weer aangegaan met die lewe. Ek is toe oorsee vir 'n hele lang ruk. Ek was in Duitsland en Frankryk. Ek het daar gebly vir 'n ruk en daar het jy allerlei dalliances as one does, jy weet. Ek Oh, het uitgegaan met 'n Poolse ou vir 'n ruk en so aan. I love it when you speak foreign to me. Oui, je parle français. We see Le langue de l'amour. Aha. Maar nee, so dit ons en hy het weer, jy weet, sy ding hier in Johannesburg Ja. gedoen want hy is oorspronklik van Oos-London af en Bloem geswat en toe Johannesburg toe getrek Spat want op. dis maar Come die Hollywood van Suid-Afrika. En maar ja, toe het ons eers weer mekaar ontmoet in 2017 toe ons saam op 'n produksie gewerk het. Yes. Ons het getoer met skole, ons het 'n produksie gedoen met Japan van Skalk Skumbi. Ons met ons klein blou Ons- oë het Japaneese Ons het gespeel. die Japaneese gespeel. Ek gaan nee, kyk Ja. dit vir julle toe en ek sien. Mens Ek kan probeer dit kyk. ja, mens Jy kan kan die sien, hè? oosterse Ja. ja, dis duidelik. My bynaam oorsee met die Koreane was anime. So Dit is anime. Ek sê ja. Nee, wag. Maar ja, Moenie te pragtig. vinnig hierdie goed sê nie. It's crazy. Ons het baie luisteraars wat nou hier luister wat geen idee het wat's anime. It was anime. So dit is basies cartoons. Ja, ja, Essentially. ja. Om dit nou Asië. so basies op te Asiëse som. cartoon. Asiëse Ja. cartoon. Dis 'n baie Maar met my- spesifieke. Ja, met Nou, my groot groot oë. oogies. Want al daai tekeninge het daai groot oë. Ja, maar so Dis 'n ding en al hy make-up artists of as jy sulke goed op TikTok sien van daai mense wat make-up doen of daar's 'n groot oog Yes. fetish amper. Dis Ja, dis presies. Ek massief. dink dit is maar soos almal van ons mense kyk altyd na goed wat jy nie het nie of wat jy nie, jy weet, ervaar of self sien nie. Ja, ons soos ek wou altyd krulhare gehad het, maar ek het die reguit daar in die wêreld. Ek Mens soek ook. altyd wat jy nie het nie. Wat simpel is. En as jy dit kry, soek jy dit nie meer nie. Ja. Exactly. Maar julle het mekaar gesoek obviously Jy sien. Maar Ja. wat toe gebeur het, is ons op hierdie toer en ons sit toe vir ure op in 'n bussie. Of course. As one does en ons is die Come on. ek is die oudste daar gewees. Toe Come sê on. ek, toe klim ek hier agter sien, dis myne. Dis Ek- ook ek dis is ook die my naam stoute kom. Ek bestuur of ek sit agter. Ja, Is dit okay. altyd wat die oudste doen? Nee, maar ek kon net kies waar ek wou sit. En toe kies ek haar langs en sê klein, ek het meer plek. Meer plek, lekker. Hy het die lang game gespeel. Ja, Roland, En I ons like it. Gesels en ons praat oor wat doen ons en how do you stay alive in hierdie Ja. industrie? En ja, Want hier exactly. gaan ons wat ons nou is ons by skole, lekker. Hier gaan Ja, ja. ons. Oor 2 weke het ons hier weer werk en doen ons weer iets anders. Ja. En toe praat ek oor 'n produksie wat ek in 2012 gedoen het by die Vrystaat Kunstefees. Toe Lekker. was hy nog Vryfees. Toe kry ons die regte. Toe begin ons maatskappy. Toe doen ons die show. En toe Ja, werk want ons net so. ons wou half na die toer het ons gegaan. Ons het nou nie regtig vaste werk wat nou hierna kom nie. So what's next? Sure. En ons het toe albei van ons het daai entrepreneurskap, daai tipe gevoel gedeel en ons het gegaan we don't want this to stop. So kom ons maak iets self. Ja. En dit was die eerste keer wat ons regtig begin vervaardig het en dit was met kinderteater. Sure. Wat ek baie dankbaar is vir want ek dink as jy kinderteater op 'n pad kan sit, dis nogal 'n groot storie. So Die ja, avonture van Robin die Hood. avonture van Robin Hood. Ek was En Robin hy's Hood en nou sy nog aan was die my gang. avontuur. Oh. Maid Marion. Ek wil amper sê hier is 'n familievriendelike podcast, maar ek trek dit toe terug wanneer ons praat oor trou. Lekker man, so kinderproduksies. Ek het Ja. op 'n stadium gewerk met 'n vrou wat papeteering gedoen het. En Yes. sy het vir my gesê, onthou, as jy in die bedryf gaan, kinderproduksie is altyd 'n goeie opsie want mense gaan nie op hul kinders maak nie. Ja, daar gaan altyd kinders wees, het sy En gesien. hulle sal eerder geld spandeer op hulle kinders as op hulle self. So hulle sal Exactly. hulle na die teater toe bring, jy weet. Yes, yes. Nee, Maar daar's die absoluut. produksies wat net skole toe gaan nie. Dit is volwaardige produksies, Ja, ja. maar Ja. gemik op
'n kinder gehoor. Ja, wat noem hulle dit? Dis 'n ander naam. Ek dink soos die Naledi sal dit youth theater noem en so aan, jy weet. Jeugteater. Jeugteater. Ja, want daar's 'n bemagtigingselement, 'n opvoedkundige element. Dit is nie net suiwer vermaak nie. Nee, almal het absoluut. 'n lessie. Daar's altyd 'n lessie. En Robin was baie snaaks want na een van ons vertonings in, ek dink dit was Nelspruit. Yes. Het die een ouetjie op die verhoog gekom en gesê, ja, hy het nou geleer dat Julius Malema 'n slegte mens is. Ek sê, maar ons het nie eens met Julius gepraat nie. Maar hy het dit gekoppel aan, jy weet, steal from the rich, give to the poor. Dus ons is nee, kinders asseblief luister, kom ons begin oor. Bedoel dit Ons is nie polities nie, ons is net hier om te wys dat vriende saam moet werk. So daai is vir julle 'n voorsmaakie van kinders se koppe, hoor. As julle soms is dit nogal donker. Want hulle sien die wêreld om ons, hulle is nie blind nie. Ons dink hulle is nie met ons nie, maar hulle is eintlik baie meer met ons. Hulle is voor ons. Ja. Hulle weet. Hulle sien Private Solomon uit gaan boer uit. Come on, is die Alva rugbyspan. Nee, daarom nie. Julle moes al by my skool opgetree. Nou gepraat van Julius Malema is actually 'n baie, hy luister baie na ons podcast. Julius, we love you. Julius. Ons is hier vir jou. Die kinders in Nelspruit het hulle opinies. Ja, exactly. Maar het hulle nou klaar? Nee, alles het agter in 'n bus hier. Ons maatskappy, ons het begin en ek sê altyd vir mense as jy begin en jy het 'n maatskappy wat jy begin, dan is 'n verhouding half makliker. Come on. Want dis vir my die vreemdste ding, dit weet om geld te maak. Sy bly die baas. Dis die antwoord. Dis and play. Maak nie saak waar nie. So as jy sê sy bly die baas, wat is die setup van die setup? Hoe laat luister iemand dat ek hier verduidelik? Solank jy nie sweats nie. Ja, dis 'n respect ding, dink ek. En ek dink ons het dit daar agter gekom agter in daai bus, ek het 'n idee. Ja. En dan knoop sy sit hom dan op papier en dan kan ek hom verkoop. Hy kan enigiets verkoop. Ek is die persoon wat alles bymekaar sit, maar ek kan dit nie verkoop nie. Ek is nie goed om jou om die foon op te tel en te sê, "Hi, weet, koop hierdie ding nie waar hy is." He's that guy. So, ek dink die balans is baie goed. Yes. I love that. Sê vir my en so obviously het julle nou vroeër genoem dat julle was in verskillende verhoudings. Daai tyd toe julle ontmoet het, die produksie, die company begin. Wat is tussen 2014 en wanneer was daai moment? 2017 het ons weer saam begin werk. 2018 het ons maatskappy begin, ja. So waar dinge nou beginne na kant toe beweeg, Mr. Rowland, dat sy was single, jy was single, en waar het jy nou besef, miskien moet ek vir die dame vra om my vriendin te word. Ja, so dis baie interessant. Ons het saam gewerk die hele tyd en daai verhouding was daar, spend time together 24/7. Yes. Maar dis eintlik baie laat gewees. Dis eers einde 2022. Dat is eintlik by mekaar uitgekom het, ja. Ek het in COVID is 'n interessante topic. Ons gaan nie te veel praat nie, want hierdie trou is nie beperk op die COVID was ook nie. It either saved the relationship or it broke it, ja. Dit het my vorige een gebreek. Sure. Maar dit was 'n goeie ding. Dit klink nou baie hard om dit so te sê, maar om weer 'n dal te gaan, soos jy sê. Yes, ek is in 'n beter plek, sy is in 'n beter plek, guaranteed, I promise you that. Dit het net daar's tyd wat jy dan sit en gaan, okay, cool. Sure. En as dit so stil is, dan weet jy, daar's niks om te sê nie. So toe het ek my airfryer en my klere gevat en gegaan. Ja, basies. Hy's 'n man wat lig travel. Ek het 'n airfryer gehad in 2020, revolutionary. Airfryer. Ja, hy was eerste met die airfryer voordat die ding regtig was. Yes. So beteken dit hy is die ene wat die kos maak. 100%. Nee, ek brand water. Nee. Asseblief, jy sal nie ver kom met my as 'n So daai was obviously nie 'n selling point nie. It was, I sold it. Nee, sold it to me. You've got to use it, man. Jy moet dit gebruik. Jy moet dit gebruik. So einde 22 doen ons 4 films saam aan die produksiekant. Ja. Wow. Die vervaardiger Live ETC het haar benader toe sê sy kom, maar ek gaan dit nie doen sonder Rolle nie. En toe bring sy my aan boord en toe ons letterlik nog nie teruggekyk nie. So toe was julle net vernote en toe sê luister ek gaan dit doen so 'n homie en toe sien jy I mean there's something. En toe die verwikkeling in haar lewe ook. Ja, en ek is toe uit met my in my vorige verhouding. Ek was verloof voorheen. Maar dit ek dink COVID het ook maar vir ons die harde les geleer van jy weet leef mens nou
saam, groei jy saam of leef jy bietjie verby mekaar en groei in verskillende rigtings. En ek dink dit is maar op die ou end van die dag wat dit was. Ja. En ja, toe, min of meer middel 22 het ons opgebreek en ja, toe werk ons aan die movies saam en ons was die 2 produksiebestuurders en dit was moeilik want jy het hierdie 4 films wat jy maak en jy het 'n week om 'n film te skiet en jy's in hierdie verskriklike chaotiese situasie en dan as jy dan nog, jy weet, van mekaar hou na dit, dan weet jy. Yes. Then you know. Maar ek mal oor hoe sy gesê het die liefdeskant, die romantiese kant is toe amper half makliker. Is dit asof die produksiekant en die werkkant amper vir julle deur die vuur doop gesit het wat 'n ontdekkingsverdeel van 'n verhouding sou gewees het? Ek dink absoluut. So jy kon 'n bietjie fast track. Ek dink definitief so. Ja, want jy sien die beste en die slegste dele van mekaar, om eerlik te wees. Want ek dink as jy moeg is en jy moet perform en jy moet nog in 'n honeymoon phase wees van jou verhouding and you still get to tick the boxes, dan raak dit interessant. En daar's een van die derde film in daai reeks het ons albei gespeel in. Ja. En ons gespeel en geproduksiebestuur. Dis een van se malligheid. Julle al drie is bietjie. En ek het 'n bruid gespeel en ek het 'n walkie-talkie in een hand en ek het 'n mic en ek is in hierdie trourok, so ek jaag die crew rond met my walkie-talkie en ek act. Dit was nogal interessant. 'n bruid gespeel wat my ex-vrou was. Hy het my ex-man gespeel in die film. Ons julle met 'n boek skryf. Nee, hulle is die boek. Hulle hoef niks te skryf nie. Hulle is die lopende boek. Maar sy het 'n Asiatiese man gekies. Ek trou met 'n Chinese man in die film. Toe gaan dit full circle. Dis dit full circle. As one does. Ja, jy gaan toe terug na jou anime roots toe. Ja. Dis ons by 'n filmfees in Durban. Ek was Chinees of Mandarin praat, dit was baie cool. Ja, dit was cool. Ja, dit was fun. Ek gaan dit nou moet sê nie, want ek kan nie onthou wat sy gesê het nie, maar baie. Ek kan onthou om te sê ek lief jou en dis waar I nie. Dis baie mooi. In Mandarin. In Afrikaans wou ek nie hoor. Hoorie, mense kyk baie na akteurs en regisseurs en almal wat in hierdie bedryf is se lewens as so glamorous, nê. So ons het baie geleenthede om op te dress, mense doen jou make-up, ek noem hulle panel beaters want hulle gee veel wange wanneer jy nie het nie of haal die pofferig uit. Ja, hulle is towenaars omtrent, nê. Maar nou is jy blootgestel aan al daai goeters en elke ding wat jy doen is 'n show, is 'n produksie. Hoe benader jy dan 'n verloving? Of iets soos daai om dit nog steeds te laat uitstaan. Roland, hoe want jy kyk mos op TikTok man, almal het 'n storie en is sulke uitsonderlike, uitspattige gebare, maar ons hele werk is uitsonderlik en uitspattig. Yes, so dis 'n baie goeie vraag. Eintlik, dis baie goed. Want dit is vir my ek is nogal 'n komplekse klein mens eintlik. Hy is die romantiese een. Yes, maar my roots are very simple eintlik. Ek is baie bevoorreg in die ouer huis waar ek groot geword het en so en ek gaan eers baie bevoorreg en ongelooflik lief vir my ouers en ons verhouding is fantasties. So goeie bloudruk om te volg. Ongelooflik. 46 jaar getroud hierdie jaar. Maar toe ontmoet ek 'n vrou wat se ouers 45 jaar getroud is hierdie jaar. Hulle is ook nog saam. En so my ouers het saam gewerk van die begin af. Ekskuus, ek gaan gou-gou so graag net gaan hom. My ouers het saam gewerk van die begin af. The very first day het hulle saam gewerk. En myne ook. En hare ook, maar is in die vermaaklikheidsbedryf en hulle is nog steeds na 45 jaar getroud. Ja, that takes some doing. That's what. Dit is baie boeke, nie net een nie. Dis baie boeke. Tussenin is dit, ek meen, om met 'n aktrise getroud te word is nie die maklikste ding in die wêreld nie. Wat probeer jy sê? Ek stem saam, dis die probleem. Nee, ek weet. Ons is special creatures. Dis is hy baby, môre kyk check jy net die oë, wat se een het nou wakker geword vandag? Ek sê Sis Roland, ons gaan die geheime verklap man. Ons is doodnormale mense. Ja, ons is niks fout met ons nie. Ons het maar net 24 persoonlikhede. Daar's niks fout daarmee nie. Nommer 17 is amazing. Sy maak self koffie. Ja, nommer Maar in elk geval so ek is
bevoorreg groot geword en so aan, maar ek is 'n simpel mens, maar die bos is waar ek regtig ek raak rustig. Lekker. Daniel het was in die bos toe hy kleiner was en jy het baie bosvakansies gehad en toe sit maar pretty much Joburg. Dit is hustle van die ouderdom van 10 af. Ek is in Braamfontein gebore, so dit sê maar alles. So klein dorpie in Joburg. Klein dorpie in Johannesburg. Nee, in die hartjie van in die hartjie van in die Johannesburg. middestad. Street smart. En so Joburg. Dis concrete hustle. En ja, toe het ons so 'n klein breek en toe gaan ons gaan nou bos toe. Yes. Ons gaan bos toe vir 2 dae. En daar het ek die plek voor die tyd gebel en ek het geweet ek wil op 'n game drive gaan, maar ek weet as Daniel eers ietsie gedrink het, so 'n halfuur dan moet sy gaan piepie. Maar 'n game drive is 2 ure lank. En ons lees. Toe sê ek vir die ou, cool, hierdie is wat gaan gebeur. Ek sê jou nou. Ja. Ons gaan ry, dan gaan ons ergens stop vir drinks. Daar as ons gestop het, moet julle ergens om die draai net gou hierdie setup vir my doen. Sja. En ons ry en ons is in hierdie ding en ons 'n klomp uit buitelanders. Bless hulle hou ons toerisme aan die gang. Ja. Maar hulle gee nie vir ons plek langs mekaar in die game viewer nie. Toe sit ek so agter op die game viewer. Full circle soos So wat ek jy in die probeer teks is. en kom so ek probeer so 'n handjie vashou so want 'n man se hart maak so. Oomblik, jy weet Hier so 'n bulge in my sak en daar's 'n ring. Gelukkig is hy eintlik nie langs my nie want ek kan hom so probeer wegsteek. Anyway, ons ry en ek check maar dit gaan op 'n klip wees en ek het die hele plaas uitgecheck. Ek weet wat hier gaan gebeur. Daar gaan so sunset wees op so helse mooi uitkyk. Ek is reg. Golden hour. Jy gaan uitgerekkie vir die movie. Alles is reg vir hierdie Come movie. on. Kom maar aan, ons kom so om 'n draai, maar hierdie wildbewaarder ry soos 'n Joburg middestad man. Taxi driver. Hoe gaan hy? En hy stop. Die mooiste trop leeu's Ja. Sure. met welpies en hulle speel en die ene se hartjie gaan Ek kan nie. Ek Elke kan nie met buitelander welpies al nie. so lens uit, dan so lens en hierdie man sit met 'n bulge in sy sak. En kyk die leeu se kyk weg. Kyk weg, kan ons raai. En ek is die een wat toe ook nie help nie want ek is so mal oor baba leeuetjies. Dit breek my. Ek wil hulle huis toe vat. Eendag gaan ek dit regkry. Daar's wette daarteen asseblief. Sy bedoel dit glad Ek bedoel nie. dit glad nie. Nee, dit was nie ek nie, ek beloof. Maar as die DBV hierdie video wil sponsor, Asseblief, by all means, Ja, guys, come on. As die polisie vra, ek is in Uganda. om 'n leeu te steek. Nee. Maar in elk geval toe éventueel ry ons nou. Nou is dit golden hour is weg, skoon. Skemer. Maar toe jaag hy weer, ja. Truus Bob guys. Sy klim uit, sy sê vir hom, "Sorry, I need to go to the bathroom." Just like you've planned. Die man sê vir haar, "Nee, as jy nou hier links omgaan, gaan so om." Hy sê, "But let him go with you because there's hyenas en so." Maar jy gaan toe vooruit en ek Yes. sê toe vir hom nie, maar julle sê nou vir my daar's hyenas, nou wil julle hê ek moet hier alleen loop. Toe Ja. loop die wildbewaarder saam met my en hy loop en hy gaan en ek dog hier's 17 klippe waar agter ek kan gaan. Ja. Wat hoekom loop hy en ek vra toe vir hom, "Is this the part where you kill me or something?" Like, what is going on? En hy lag toe net vir my. Hy sê, "No, just climb up that rock." Ek sê, "Okay, weird." Maar ek klim so op en ja. Dis ek op my knie. Daar. Toe vra ek. Toe sê sy, "Ek moet piepie." Love a girl, so priorities. Kom my blaas leeg maak voor ek ja sê. Yes, maar toe sê sy ja. Ja. Oh man. Dit was man. dit is ons vir presies 364 dae verloof en toe trou ons. Ja. Ja, so wow. 23 Februarie verloof geraak, 22 Februarie volgende jaar getroud. Want dit Hierdie weet jaar. ons. Dis dit nou al so lank. Is nou 11 jaar. Ons ken mekaar. We know it's going on. Amazing, man. This is it. Ja. Ek wil gou net 'n vinnige storie vertel van jou storie wat praat van die trouring. So ek en my vrou, ek het nou net die ring gaan kry by die winkel. Nou ry ons Pretoria toe. My best man sit agter, sy sit langs my. Die ring is in my sak, né? Terwyl ek bestuur, ek en sy praat maar op 'n oomblik, kyk ek af en ek stop op daai highway ouens. Op die highway stop ek en ek trek af en ek sê ek moet gou die toilet gebruik, ook 'n klippie gesoek. Ja, op die highway. Toe wil ek op 'n en toe ek uitklim. Hy klim ook uit, ek sê vir my dit is nie. En dit is so mal dat jy weet nie waar om dit weg te steek hier. Wat moet jy doen? You don't know what to do. Het hulle nog nooit gedink aan om 'n collapsible boksie te kry wat plat vou binne Ja, 'n man, man dit was se 'n mooi boksie oopmaak. Dit moet nou Nee,
ek verstaan, maar hierdie drama en stres, dit klink vir my counterproductive man, want waar kan die liefde dan nou vloei? En uit die oë uitstraal as daar soveel stres is en Ek kan my nie eens indink hoe mans moet voel as hulle dit doen nie, ek kan nie. Nou en ek sien 'n geleentheid daar. Ek sien ook ek kan gesels hier nou. Come on. Dis al 4 besig. Kan ek asseblief share skryf want dit was my idee. Ouens, ek het almal gehoor wat my. Julle twee troupebeplanning kan soos die produksie van, you know, 'n grootskaalse film voel. Wat was die grootste uitdagings daar tydens die beplanning en wie was die hoofrolspeler wat die meeste stres gehad het tussen julle twee? Sjoe. Ek dink dit het afhang van die verskillende fases. Ek dink ons het dit gedivide en conquer nogals, ja. Ja, ons het nogal dit goed gedoen. Ek dink die voor die tyd, die paar weke voor die troue was vir my baie stresvol, want dit is soveel klein details waaraan mense moet dink. Dis die rok en dis dit en dit is die hare en dit is die bridesmaids en dit is soveel verskillende goed. Ja. En dan jy nog, jy weet, ouers en so aan en ons ouers is gelukkig glad nie high maintenance nie, maar nog steeds, mense gee net om oor almal se ervaring. Ja. So die weke voor die tyd was vir my baie stresvol, maar ek dink die dag self was definitief vir jou. Want toe ek eers daar aankom, toe is my werk gedoen. Jy weet, ek moet nou net opdaag. Vertel ons van 'n beplanning. You know, het julle besluit op 'n venue eers, het julle besluit op 'n fotograaf, het julle besluit op 'n dag? Wat die storie is baie interessant. Please share, man. So ek gaan net gou terug gaan een woord sê, seating plan. Oh. Ja. Dit was erg. Dit is mos maar wil get, hoekom? ek sal jou verduidelik as Okay. Ek sal voorstel vir enigiemand wat gaan trou. Trek net uit 'n hoed uit waar mense sit. Kom ons praat daaroor. Ons is nou hier. Speel bingo want dit maak op die ou end glad nie saak nie, want mense kan So nou het ons vriende wat hartsvriende, waar sit jy daar mense, jy daai 5 mense wat jy genooi het want jy moet. In julle geval vir daai moed storie. Op 'n klein skaal. Dan het jy kollegas, maar hulle is ook pelle. Maar sekere van hulle is meer kollega as pel. Yes. Ander se man is dalk meer pel as sy man of vrou. Of sommiges is nog neeman kollegas op kennis. Ja. Nou jy kennis 1 was al in 'n verhouding met kennis 2. En kennis 2 toe met kennis 4 gaan trou en toe kennis 4 eintlik met kennis 1 se man getrou. It becomes a thing, right? Of daar's een persoon langs wie niemand wil sit nie. Maar sy of hy is 'n great mens, maar jy moet pas. Nou begin jy verhoudingstoetse doen. Want jy moet segues hê from friends to colleagues to good friends to colleagues again of so. Ja. En mense ooranalyseer mos alles. Dan is dit soos ek sit nou aan hierdie punt want ek is nie 'n goeie vriend nie of ek sit op die plek of ek sit langs die en hulle maak dit oor hulle in steede van oor julle. Absoluut, maar ek dink amper ons het dit net overthink. Ek dink ons het dit oordink. Ek dink meeste van die mense wou net opdaag in 'n goeie tyd hê. So ek dink so iets is gebeur maar mense overthink alles met so iets want dit is vir jou so belangrik because you get one chance. Hoeveel mense was daar toe? Ons was net oor die 80, ja. So ons het nie te mal gegaan nie. Nee, maar jy het 'n Duitser en 'n Kanadees en hulle sal nie goed klik nie, maar hulle altyd is Engels cool. Nou moet jy mense tussen hulle segue so tussenin. Anyway, dit was die seating plan was moeilik. En jy dan vriende wat uitgesproke is oor baie goed wat jy nou nie noodwendig by iemand anders wil sit wat gaan offense vat. So jy wil die tafelgevegte laat uitbreek by jou troue nie, maar jy wil ook So nou julle en een van my strooimeisies het 'n totale nervous breakdown gehad 'n week voor die troue en oor jou troue of oor iets anders. Oor haar eie lewe en en ek kan dit met vrymoedigheid sê. En dit sê al recover? Ek dink ek weet nie. Ons is nie meer vriende nie. Sy was nie by die troue nie. Sy was nie by die troue nie. Dit is so sulke goed was dit net belangrik. Dit is 'n belangrike ding want by my byvoorbeeld 'n 17 jaar vriendskap het gebreek. En absoluut nie uit my eie nie. En almal noem ons 'n bridezilla want hulle dink ons raak mal. Dit was glad nie die geval nie. In fact, ek het myself so seer gemaak om ander mense tegemoet te kom en hulle beter te laat voel, goed vir hulle in plek te sit. Dat toe hierdie vroutjie doen wat sy gedoen het en sy praat nou nog nie met my nie en is nou ook al byna 10 jaar later en ek is nog steeds die villain in die verhaal. Ek is die amper my maat so 'n baie mooi woord, maar ek kan dit nou nie hier sê nie. Dis ons hou dit boelie, maar ek is die vark in die verhaal. En ek dink dit is so traumaties want jy het hierdie beeld en hierdie visie vir die dag. Soos jy noem Daniel, dat al die mense net by mekaar gaan kom, lief gaan wees,
kom vier en met 80, jy's nogal spesifiek oor wie daai mense is. Dis nie Ja, dit was baie spesifiek, ja. nooit net wie ever nie. Dis 'n spesifieke ontwerp, nie net op 'n finansiële vlak nie, maar ook op 'n emosionele Absoluut, ja. lewensvlak. En dan om iemand te hê en weer eens, ons is nie by magte om mense se geestesgesondheid te bestuur nie. Nee. Maar die timing is altyd vir my so sas, né? Ja, nee, jy's absoluut reg en dit was presies dieselfde geval met my. Ek het gedink want ek's altyd baie keer die persoon in 'n verhouding wat gee in my vriendskappe en so en ek gee en gee en gee. Ek vat baie min en dit is nie vir my lekker om daai persoon te wees om net te vat nie. Glad nie. Jy vra seker ook eers vir hulp totdat jy regtig met jou rug teen die deur staan nie. Dis vir my moeilik om vir hulp te vra. Wat nogal 'n swakpunt van my. Daai tweetjies gaan hand aan hand. Ja. en breek jy vir die koord. Maar op die einde van die dag, ek het gedink this day sy sal my dit gun want vir 11 jaar was ek daar vir haar. Ek het gedink hierdie een dag sal sy my gun. Asof sy my skrip gereg het. Yes. En sy het nie en toe dit nie oor haar gaan nie, toe is dit nou vir haar groot probleem. En ek weet met respek gesê en alles en ek dink ons paai het geskei want dit moes, dit was tyd en dis okay. Dis fyn. Maar ek het net besef ek kan nie langer in 'n vriendskap bly waar dit net GGG is nie. Jy weet as jy nie eers die dag vir my kan gun nie, dan weet ons nou ons waar ons staan. En daar gaan ons. Jy weet, ons kan nie als doen. Iemand het my gewaarsku met troues, vriende of familie. Dit bring of die beste of die slegste uit mense. Absoluut. En dis regtig waar jy, ek weet nie van julle nie, dis nou 'n jaar, 7 maande later. Hou dop op die eerste herdenking. Vanuit 80. Ja. Wie wens julle ek? En ek bedoel nou nie daar op Facebook waar daar 'n reminder opkom of 'n foto opkom nie. Wie stuur hy WhatsApp? Wie bel? Wie check in? Want selfs uit daai 80 uit gaan daar so 'n klein handjie vol wees. Ja. En dan vir iemand wat hier luister, dan raak jou besluit oor wie kom nog duideliker. Want daai is die mense wat jou voete teen die vuur gaan hou as julle nie van mekaar hou nie of as julle vergeet het wat julle beloof het vir mekaar daai dag. Ja, absoluut. Baie keer is dit 'n klein Dis ek het 'n wenk. Gaan op WhatsApp. En scroll 3 maande af as jy wil. En kyk jy wie het vir jou boodskap gestuur wat nie werk-related is nie. Uit chom jy gaan dit. Dink aan jou. That's it. Wonder wat doen jy? Jy was siek, is jy al beter? Ja, exactly. Maar dan ook ek doen ons dit. We have to go there as well. Ek het vanoggend 'n appel uit Malaysia uit het heeltyd met my gepraat oor die rugby. Ja. Want hy het geweet ek sit op my bank by die huis en ek gaan kyk en hy kyk en hy's kuier lekker in Malaysia want is nou al later en hy wil net gesels. Want hy kyk soms sy chommy na rugby, maar oor WhatsApp. Dit is hoe dit is. Daai selle ou het ingevlieg van Malaysia af die donderdag vir ons troue. Saterdag het ons trou, sonderdagoggend het hy teruggevlieg. Kuala Lumpur toe. Ja, my broer het van Vietnam af ingevlieg, jy weet. Dus ons het al hierdie mense ons het mense van die Kaap af gehad en mense wat baie moeite gedoen het om daar te wees. En dan kyk jy weer na dinge en jy sê okay, wag. En ons so maar ek dink die lewe verander so vinnig. Dis eintlik mal. Dis eintlik mal om te dink, jy weet, wie's nog in jou lewe wat 5 jaar terug in jou lewe was. Jy weet, dis nogal 'n mens as jy eers begin evalueer, dan raak dit nogal scary. Maar dis okay. Jy noem nou so 3 manne. Ek dink soms moet jy mens ook 'n bietjie grasie hê want sommige mense gaan deur lang periodes of lang seisoene van persoonlike wroging waar hulle dalk nie die kapasiteit het. Hulle is nog steeds daar. Jy weet mos hy vriende. Wat jy na 'n lang rukkie sien en dan tel jy op presies waar jy was. Asof niks, asof dit gister was en as dit dalk 'n jaar later. So mense moet ook dis ook nou die ding van natuurlik, daar is lewensvriende daar buite wat jy hoef nie eers 2 keer te dink jy is heel bo op die lys, jy weet. Maar al het jy 5 maande laas met hulle gepraat, soos jy sê. Jy geweet daar's onlangs 'n hofuitspraak gewees. Onlangs, ek het gehoor. Maar soos 'n baie onlangs, nee. Daar was want ons het met pastore gepraat reg aan die begin want ons probeer dit uitvind dit was die tradisies, hoe weer dinge, hoe was dit is daar veranderinge met hoe mense nou trou en goeters. En toe die pastore vir ons gesê wetlik kan jy nie name verander. Daar's mos baie mense wat dubbel door van het mekaar se vanne vat en goeters en dis nie wettig in Suid-Afrika om dit te kan doen dat 'n man 'n vrou se van kan vat deur die wet nie. Daar's maniere
Maar jy kan dit nie doen die dag as jy trou en dan vul hulle jy die vormpie in en jy moet daar's 'n ander proses. Ja. En jy moet nou regtig geldjie insit vir daai besluit. En so baie mense doen dit kosmeties. Hulle sal net op Facebook byvoorbeeld hulle name verander het, maar wettig in die paspoort en wat ook al is hulle name nog. Hulle eie. So nou onlangs die rede kom ek dit ophaal want daar's 'n rede net jy sien wat ek So onlangs wanneer was 'n hofsaak en hier het mense ook nog baie geld spandeer aan die hofsaak tot by die ek dink dit was tot by die konstitusionele hof, nee? Ja. Ek dink dit was by die grondwetlike hof, ja. Al die paar dae gedry waar mans nou wettig naam mag verander na die vrou se naam. Nou uit die Afrikaanse konteks uit is daai omtrent heiligskennis. Dis omtrent dit dreis klaarblyklik. Ek weet nie waar in die Bybel presies dit sê dat jy met jou man se naam vat nie, maar klaarblyklik is daar so 'n ding in die Bybel. Kyk jy vir my daai vers jy gaan soek. Ek sal nou. Dis die punt van ons gesprekkie, maar julle het beide nog steeds julle eie vanne. So wetlik in die Gouvernement se boeke is sy Daniel van Gericke. Ja, ek wel die van het bygekom, Ja, het bygekom. So as jy dubbel door van. Hy's nie dubbel door nie. Wetlik sal relatief basies een van my name word. Dit is 'n vreemde ding, maar dis maar net vir my persoonlike daar's soveel geskiedenis. My familie se geskiedenis, jy weet, oor die algemeen maar veral in die vermaaklikheidsbedryf is so groot. My oupa was Daan Retief, hy was 'n regisseur. Hy was stalburger, jy weet. My pa is 'n regisseur, my ma se aktrise, jy weet, dis Karen en Andre Retief en so en ek speel al toneel vandat ek 10 jaar oud is as Daniel Retief. Naam. Ja. Dis haar naam. Dis hoe mense my ken. Dis jou brand. Ja, en Retief beteken joker of trickster in Frans. Die is 'n ou woord vir joker. Wow. So en dit's presies wie en wat ons is. Dis baie te doen met identiteit en ons geskiedenis. So dit beteken net vir my ontsettend baie. So ek dink my stage name bly Daniel Retief, maar ek het obviously ek is baie lief vir die van Gericke. So hy kom by. Jy noem so 'n belangrike ding Daniel en dit het niks te doen met jou nie, Roland. Dis 'n wanneer 'n vrou so lank werk aan haar handelsmerk, het sy in die korporatiewe wêreld of onsinne waar 'n naam letterlik soms die verskil is tussen mense jou boek of nie. Ja. En as jy kom met soveel geskiedenis, dan is hierdie net 'n cut and dry. Okay, ek is 'n Christen Afrikaanse wit vrou, ek gaan nou my man se naam outomaties vat en dis nou waarmee ek vorentoe loop nie. Jy moet daai eer nie net moet wag. Jy wil daai eer want eers op 'n kol gaan jou kinders gaan soek na die stamboom, maar dan sê jy nou Daniel van Gericke en dan ek sê niks teen jou familie nie, maar dan Ja. Maar so ek vat nou, kom ons vat nou daai algemene mense wat gaan inkyk. Hoe durf sy? Durf sy? Ja, tannie, jy betaal nie my huur nie. Of hare nie. En offenses is taken, not given. Lekker. Jy kan nie by bank toe vat nie. Ja. Kan nie imagine jy sit daar voor die bank sê meneer, ek het 20 ton offense. Ja. Kan ons dit ruil vir I'm offended that I'm not offended. So jy gee glad nie as 'n jong Afrikaner man om dat jou vrou nie jou etiket dra nie. Nee, glad nie. Glad nie, want sy is haar eie mens. Sy is haar eie mens en ons het 'n ongelooflike verhouding en 'n partnership. En dit is wat dit is en ek is ongelooflik lief vir haar. En sy is my vrou, but the name is not going to change my relationship of my gevoelens nie. So nee, ek glad nie en ek hou daarvan om my juffrou Retief te noem. Want nou sy mevrou van Gericke is baie lank. So nee, en ek meen jy het dit op die spyker op die kop geslaan. My familiename, ek en my pa is op dieselfde dag gebore, net 33 jaar later. Ek sal so hoor. En hy is Roland Ethelbert van Gericke en ek is Roland Ethelbert van Gericke en my oom is Roland Ethelbert van Gericke, my oupa grootjie was Roland Ethelbert van Gericke. Ons weet jou seun se naam gaan wees. Jy sien so nou gaan jy daar en nou my broer het 2 kinders en my suster het 2 kinders en nie een van hulle het so toe gegaan nie. Oh, no pressure. So nou gaan dit so sê ek. Yes. Dan stuur ek elke nou en dan vir my pa 'n foto van 'n Labrador en sê ek meet Roland. Kyk, ek wil nou daarby gaan want tradisie in ons Afrikaans gemeenskap. Iemand het eendag ek het so 'n meme gesien, tradisie is peer pressure van dooie mense. Sure. I mean. Want
identiteit is so nou verweef met jou naam. Jy spreek of seëninge of soms vloek afhangend van wat die naam is in jou kind se lewe met 'n naam. Daai hele ding van Klein Piet. Klein Piet bly Klein Piet. Klein met die want hy het nie sy eie identiteit of kan nie want hy is geskool op Groot Piet. Tipe van ding. En ek dink dis iets wat toenemend die jonger generasies begin raak sien in hoe dinge uitspeel. So nou loop mense outomaties weg van daai verantwoordelikheid om daai spesifieke name voort te dra, want dis of te swaar vir 'n jong kind. Kan jy nou daar in die klas, Roland Etterpot vergeet hoe was dit om my naam uitgeroep te kry? En dan kom ons met die eksamennommer en alles by. Pas niks. Mense sal by vraag 3, ek skryf nog my naam. So Ja, maar is baie mooi om te sê, waar is julle koppe oor hierdie? Kyk, hierdie is nie 'n finale besluit nie. Dis net 'n waar is julle koppe nou, want sê jy noem jou sibbe het besluit nie dit sit dit nie. So dis interessant. My suster het die naam ingesit in haar jongste, so hy's Christian Roland, maar sy is in elk geval Martin want sy het haar man se van gevat. So dit is die van Gericke dinge en daai kan ons is baie familie. So van Gericke gaan aangaan en Roland Etterport gaan aangaan regardless. Net nie in my pa se gesin noodwendig nie. Jy weet, ek dink ons het ons eie unieke verhouding, so as daar so iets sal wees, sal ons iets eien en uniek, want sy het ook familiename aan haar kant. Sy is eintlik tegnies gesproke aan haar oupa vernoem. Ja, my oupa was Daniel. My naam sou Summer gewees het. I can see it. Summer. En toe 7 maande voor ek gebore is, toe is my oupa oorlede. So toe besluit hulle op Daniel gebaseer om hom te eer. Ja, maar hulle het so cool stories, so dis nou wat ek gaan sê. Ja, dit gaan verder. So ja, gaan met die Chekhov. My eerste naam is eintlik Anje. So ek's Anje Daniel Retief en Wait, Anje. Nie Anje nie. Soos Anja. Ogres do have layers, but not this one. Nee, so ek's eintlik Anje Daniel. En Anje was my ma se heel eerste professionele verhoogrol. En dit was in The Cherry Orchard van Chekhov. Ja, ek het Natasha gespeel op universiteit uit The Cherry Orchard. Dis fabulous. Maar so en sy het haar heel eerste professionele teaterrol se naam vir my toegegee, so ek's Anje Daniel. En my oupa, Dan Retief, hy het sy eersgebore seun Alexis genoem en sy heel eerste verhoogrol was Alexis. Okay, ja. So dit is al vir hierdie oulike tradisie wat voortgaan. En dit was ook Chekhov as een van my eerste professionele verhoogrol was ook Chekhov. Ek kan dit is belaglik. Ek weet nie hoe dit so uitwerk. En wat ek karakternaam? Maria. Wat nogal dis ook mooi. Maar dis so hierdie Russiese name wat so ook rondvloei. Ja, maar ek dink dit sulke tradisies is vir my interessant want dis uniek aan ons gesin. Dis nie iets wat kom van iemand af nie. En daar's niks fout met sekere tradisies nie. Ek dink baie tradisies is baie positief. Baie tradisies hou ons wie ons is. Maar ander goed, as jy nuwe tradisies kan skep vir jouself, dink ek mens moet. En sulke goed is oulik en dit bring mense saam en stories om te vertel so. Presies, nee. Veral as jy 'n storieverteller is, dan sit jy net 'n plain storie vertel. Absoluut. En ons troue was ook nie baie tradisioneel eintlik nie. Dis ook wat ek nou wou gevra, vertel so hier. Wat jy net gesê het, hoe begin dit? Waar begin jy met die beplanning? So die dag voor ek haar gevra het om te trou, het ons na 'n trouvenue gaan kyk. Ja. Because it's 2025. Dis 'n gesprek wat jy met jou mense het. Come on. Wil jy trou? Yes. Is jy reg? Eventually. Yes. Hoe gaan ons hierdie benader? Because it's not ons gaan nie 'n paar Coke gaan koop. Dit is nogal duur. En ons is in 'n vryskut bedryf waar ons nooit weet waar kom die volgende job vandaan nie. Nee, ons is nie groot nie vir 'n party nie. Want dit is in essensie wat daai dag is 'n partytjie. Ja. Dis nie die en dis wat dit moet wees eintlik, jy weet. Ja, dis 'n celebration. Saam jou pelle. En as haar pel nie daar wil wees nie. Ja. See you later, man. Dan is jy gedien. Like and subscribe. Jy gaan my sing. I'm not going anywhere. Jy was by die venue en wat Yes, by die venue and we loved it. Ja, smaller. Dit was ek dink die tweede venue wat ons nog gekyk het en dit was Wat was so lekker daaraan? Oop, buite, glas. Natuur, die
baie plante, dit was hierdie greenhouse effek. Dit is net, dis ons. Maar dit was in Pretoria. Dit was in Pretoria, so ek sê jammer. Pretoria. Aan met julle. En julle sê julle was nie tradisioneel. Julle sarcasties because I love Pretoria. Wat het ek nou weer gemis? Nee, dis ek weet nie, dis altyd dis my daar's 'n ding van Pretoria. Ja, ons maak net omdat ons so Johannesburg born and raised is dis maar net daai klassieke rivalry wat mense altyd Hoe is dit? 'n Johannesburger sal gaan braai in Pretoria. Maar 'n Pretoriaaner sal nie kom braai in Johannesburg nie. Dis te ver. Dis te ver. Anyway, Eloise. Iemand een van hulle het ons gesê, hulle gaan nie suid van die week Oh, skry it's nie. like I don't have your scarring, man. Ek is baie bly. Ek is baie bly. Of miskien het mense miskien was ek net oblivious, daai is ook possible dat ek net glad nie daai goed raak gesien het. Maar okay, nou sien julle die venue en Yes. Ek wil gevra het, julle het gesê julle troue was baie ja, tradisioneel. nee, hulle is op die beplanning, jy. Okay, cool. Hulle nog nie die hele beplanning. Even that is untraditional. Maar wel en ons het gekyk na die plekke en hulle het vir ons als gewys en dit was eintlik heelwat goedkoper as baie ander plekke en ons het gegaan alles wat jy kry by die plek en net die look and feel en die soos ek sê die feit dat natuur so ingewerk is en alles in was vir ons net perfek en ons het gegaan as ons nou na ander plekke kyk gaan ons weer overthink en ek probeer juist om dit nie te doen nie so let's is hy 'n lewenstema die overthinking. Absoluut. En ons het die koördineerder ontmoet TJ Swart, hy was ongelooflik en hy sy eerste ding wat hy vir my gesê het was jy's nie 'n producer van jou eie troue nie. Ja. Dis ek sê okay, you take the wheel then because I am too scared. Nee, so dit was die mense was net ek dink hulle het ons onmiddellik verstaan en hulle het herken hoe ons dink amper. En is lekker en dan gaan jy maar vir iemand wat jy vertrou. Ja. Ja, ek dink een van ons eerste goed was ons moet runners hê met bussies om die ou mense ons 60 plus is ons dink aan production assistants en runners en goed en die ou se Melville en West Dean en Auckland Park toe te bring want al die artists is nog steeds hier om ons waar ons nou sit en ons is Donkerhoek aan die kant Pretoria en hierdie mense hou van kuier. Hoe gaan hulle veilig by die huis kom? Toe raas DJ met ons en sê vir ons hey let them be. Hulle is hulle verantwoordelik, hulle is groot mense. Want ons is as produksiemense gewoond aan om na almal te kyk. Jy weet, dit is jou verantwoordelikheid. Knee-jerk reaction. So ons skriflesing en gebed, daai deel van die seremonie. Ellen Duisel het dit begelei. Hy was ons persoon, ja. En hy want dis die ding as jy so almal in die bedryf ken en voor hulle groot geword het, jy wat Danielle as jy amper almal hierdie celebs wat mense na opkyk is jou ooms en tannies tipe basis, van So jy kon 'n produksie van jou troue gemaak het net uit die mense wat jy persoonlik ken. Nee, absoluut. En hy het met ons ingecheck en gegaan, "Cool, waar is ons? Waar sit julle hier?" Want ek kan tradisioneel gaan of ek kan soontoe gaan of ek kan soontoe gaan. En toe sit ons en gesels en toe begin ons met gedigte en monologues en goed wat vir ons baie beteken. En ek het Engelse letterkunde geswat en ek het in Frankryk in hierdie plek het met tale gewerk vir baie lank en ek wou dele van dit ook insit en jy weet, ek is 'n Shakespeare fan, so weet al daai goed wat vir ons iets beteken. Wat was jou Shakespeare line? Hy het een van hy het daai romantiese sonnet gedoen van hom, want jy weet gewoonlik doen mense die Korintiërs en jy doen daai en dis ook mooi, maar ek wou net iets anders gedoen het en ek dink die boodskap is presies dieselfde. So en dit is compare thee to something. Daai tipe exactly, hy sê hy's glad nie romanties. En ek probeer sy arme vrou hier uit te help. Dis hom eintlik vir ons try. Want ek kon dink aan julle en herdenkings en goed. Ons het aanhalings gebruik uit films uit waarvan ons hou en jy weet reekse waarvan ons hou wat praat oor die tema en oor verhoudings en goed. I mean daar's 'n monoloog wat sê love is awful. Ja, Fleabag. En praat hoe sleg die liefde is en aan die einde dan draai hulle dit om soos geen wonder niemand wil dit alleen doen nie. Exactly. And that's the point of it. We need to fight with each other, for each other. En toe gaan dit so en dan tradisionele wat ek het gestres 'n bietjie.
Want my pa sê vir my kyk en gaan. Of course. Wel met 'n volle familiename kan ek nog as Wat ding. het die Gauteng in jou gedoen, my My seun? sing uit Italië, so Soort van Gomorra. ja, so nog môre het ingetree. Maar dit was ook daar. En hy was een van die eerste mense wat gesê het wat 'n pragtige diens. Wow. Want Jy weet, sonder die dit was generics. ons, ja. En dit is ons ooit julle het gehuil. Jy. Ja. Ja. Was jy daai typical TikTok wat kom en verkrummel Ja, die hele 100%. Sy gesig? om my 100%. draai kom, hier voel ek dit nou weer. Nee. Dis sy om my draai kom. Yeah, man. Wat was dit wat die trane laat vloei het? Dankie tog. It's about time. Kyk, ek was 36. I mean, it's not the worst. Sure. Baie van my skoolpelle met people in different walks of life and industry. Daai mense het al hulle wou Troud op meer 23, egskeidingspartytjies as troupartytjies gebeur en dope en begrafnisse en dan I think it's just a combination of everything. Maar ek dink dit was definitief hoe sy gelyk het. Sy het haar rok vir my weggesteek vir baie lank natuurlik. Something has to be a secret. Ja. En sy. Ons is nie goed daarmee om secrets van mekaar te hou nie. Ja. Ons is nie goed met geheime van mekaar hou nie. Nou, dis 'n goeie ding. Want hy is gewoonlik die eerste persoon vir wie ek iets wil wys. Ek sê, "O, kyk hierdie ding. O, kyk As it hierdie ding." Met die should be, trourok ja. was ek soos, "O, hel, nee, Ja. kan nie." Ja. Dit was so O nee, hierdie vreemd. is myne nie. O, wat? Ja, dis my ma se rok vir die Ja, aand. dit is nee, dit was moeilik, maar want dis gewoonlik die eerste persoon wat ek gaan, "O, kyk hierdie cool ding," jy weet. Because Ja. it's a question. Ja. Ja, ek dink dit was net he sit all my loved ones and some friends and they here for us. Ja. Nie net want dis my opening line in my speech gewees het ook. Dankie vir julle wat gekom het vir die vernietkos en die drank. Vir die res van Daar julle was nie lekker. iemand nie. Dankie dat julle hier is vir ons. Ja. Vir dit het gevoel of dis 'n bold statement, maar dit gevoel of die eerste keer is wat mense daar's vir ons. Like we don't have to help out now. Ja. Jy Ja, weet, dis ons kan net I can sit at that table and feel like a boss. No, you can feel like the princess. Ja, ek kan die Ja. prinses wees. Dis jou dag, is julle spesiale dag. Ja, Nee, en prinses. iemand het vir ons die advies Ja, gegee. ja. O nee, ek wou net seker maar Ja. vir mense wat hy bedoel prinses. Ja, nee, as ons Ja. drama werkswinkels doen dan sê sy moet my asseblief net die tannie noem, jy Jy kan hom tannie noem, nie my tannie noem. When you always make yourself the butt of the joke, then everyone has Then a good everyone time. loves it. So ek sê maar daai ou. Ysbrekers. Maar ja, Ja, iemand het vir ons die advies gegee. Ek dink 'n paar mense het vir ons gesê, die een ding wat julle moet doen op julle troue is spandeer tyd met mekaar. Sure. Want ja, almal is daar vir julle cool en julle vriende is daar, maar julle kan julle vriende weer sien en julle maar jy gaan nie weer jou troue by mekaar hê nie. So Saam spandeer daai experience tyd nie, ja. soveel as moontlik saam. En ons het en ek is so dankbaar ons het. Ja. Ja, ons het alles so saam gedoen. Jy weet, dit was baie nice. Ek wil nou teruggaan na die romcom scenario toe want een van die risiko's wat 'n mens loop wanneer jy liefde make believe vir werk. Nee. Jy kan soms dan nie lekker die pot mis sit vir hoe dit lyk in realiteit. Absoluut. Hoe skei julle daai twee wêrelde? En wat's die visie wat julle het vir julle lewe saam? Waaraan jy kan werk. Baie mense sien mos soos jy so lekker saamwerk met iemand en jy speel 'n romantiese partner vir iemand wat nie jou lewensmaat is nie. Jy moet van 0 tot by 100 gaan in 'n oogwink waar in 'n verhouding is daar maande, weke, honderde klein oomblikkies wat opbou na daai ek's lief vir jou. En om dit geloofwaardig te kan oordra, het sy verhoog kan jy nog bietjie wegkom. Jy kan nog 'n bietjie cheat, maar op kamera kan jy nie want die waarheid moet daar wees. So hier's eintlik twee vrae. Skus, dis 'n bietjie convoluted. So twee vrae, die realiteit van die liefde. Hoe measure dit op met die fantasie wat ons speel? Kan julle daai onderskeid tref? En hoe? Ja, dit Dis 'n baie goeie vraag. Dis die eerste vraag. dis gaan jy tweede onthou. Ek hoop so. As ek jou onthou nie, was dit nie belangrik nie. Dis moeilik. I mean, it's not van niemand wil jou ander helfte in die arms van iemand anders sien. It's weird. Maar that being said, 'n filmstel is nie sexy nie. Dis nie Dis Ja, werk, dis it's glad nie choreography, romanties dis nie. 'n dans, dis 'n it is what it is. Dis ek dink ek was ook daar vir Danielle gewees as 'n vriend toe sy deur 'n paar moeilike rolle moes gegaan het met sulke goed en uitdagings. Sure. En daar het ek geleer wat die
gaan nou weird klink, maar wat die regte ding is om te sê en what to do by not doing anything. En daai ding en dan my groot antwoord is ek vertrou hierdie vrou met alles in my. Ja, self. Alles. Mens moet daai vertroue hê van die begin af. En ek dink ja, soos hy sê, dit is nie eintlik 'n romantiese spasie nie, maar jou kop moet baie sterk wees. Jy weet, ek blameer nie mense wat regtig verlief raak op mekaar as hulle, jy weet, 'n storielyn saam het of iets. Dit maak sin raak. Want jou brein gaan, okay, is nou nie vir die mens, cool. Jy weet, jou brein weet nie altyd, hy kan nie altyd die onderskeid tref onmiddellik tussen wat werklik is nie, want jy as 'n goeie akteurs weet hoe om hulle brein te flous om te dink iets is werklik, maar ek dink jou kop moet baie sterk wees en weer eens dit moet 'n ding wees van ek voel altyd as ek op stel is, ek weet waar my huis is. My huis is by hom. That I know. Nice. En ek is 100% seker daarvan. So wat ook al anders gebeur is vir my amper dis werk. En dis al wat dit is, maar ek dink die verhouding hang baie daarvan af. Dit hang af saam met wie jy is en dit hang af of jou verhouding sterk is of nie. En dit is op die ou end van die dag die antwoord en mense wat andersins, jy weet, ander paaie vat. Miskien was jou verhouding net nie sterk genoeg nie. Miskien was dit jou antwoord, jy weet. Dis maar op die eind van die dag die finale ding. Ja. Was daar 'n groot verrassing teenoor die realiteit toe julle nou uiteindelik, want jy noem daai oomblik toe jy gaan, hier's my dag. Hier's my oomblik. Die eerste keer toe ek haar in die oë kyk en gaan papa is in die moeilikheid hier van dis nou nie meer 'n vriend nie. There was a shift that happened. Ja. But gaan het, that's my partner. That's that person I will do everything for. En ek dink dit het ons 'n safe word gekry net na my stelling, want toe sê ek vir safe word, ja. Ek hou van jou. Nice. En dit is dis mooi wat jy sê, want op die ou end ons het op die verhoog 73 keer getrou voordat ons regtig getrou het. In Robin Hood en ander produksies het ons karakters met mekaar getrou. Sy telling gehou. 73, gesê dit gaan uitwerk eendag. Hoeveel keer ons al vir mekaar gesê het, dis maklik as freelancers paychecks. So en dit is baie vreemd toe dit net daar was net 'n shift wat jy gaan okay, hierdie was nou speletjies, maar okay, this is stuff is getting real now. Maar dis amper soos 'n switch wat afgaan. Ja, sorry Tannie, maar toe ek haar die eerste keer soen, toe gaan ek okay. Dis nou die voorhuwelik seisoen. Ja, Nee, want die pastore het ook gesê soos 30 jaar gelede as jy vir haar gesoen het, dan was julle getroud, want jy kon nie daai tou trap nie. Maar essentially het dit gebeur. Daar was net nog nie 'n ring en 'n sertifikaatjie nie. Maar dit was dit. Ja, I knew. That's it. Jy het iets interessant genoem, Roland, toe jy sê op jou ouderdom was daar baie van jou tydgenote wat toe al geskei het en goeters. Met al hierdie nou het julle hierdie twee wonderlike voorbeelde, 45 jaar getroud, 46 jaar getroud, ouer pare. En dan het julle ook die praktiese voorbeelde van die moderne verhoudings om julle wat nie eers soms 10 jaar kan haal nie. Hoe maak jy seker? Want ons ouers kom uit 'n ander tyd uit waar daar ander uitdagings was en ander aanslae was op die huwelik. Ons sit in 'n tyd waar dis 'n vloed. It's volatile out there. Verstaan jy, nee? So 'n mens kan nie jong paartjies wat uitmekaar uit gaan noodwendig blameer nie, want daar is baie meer druk, daar's baie meer kollig, daar's baie meer blootstelling van die binnegoed van 'n huwelik. Wat doen julle om daai bloudruk wat julle beide ontvang het wat uitsonderlik is, daar's ongelooflik min mense wat daai bloudruk het om na te volg. Sommige mense hulle flounder, so hulle soek na die bloudruk en dan maak hulle foute en maak dalk 'n baie goeie geliefde in die proses seer op soeke na daai bloudruk, maar hier het julle hom nog gekry met moedersmelk omtrent. Maar julle het nog steeds ook die praktiese realiteit van die moderne verhouding. Waar sê julle koppe daaroor, hoe benader julle dit sodat julle nie ook ongelukkige statistiek word nie, dat julle dalk 'n gelukkige statistiek bly? Ek dink dit is 'n baie interessante ding wat gebeur het in die samelewing oor die afgelope 70 jaar, kom ons noem dit, waar ek dink dis
daar's twee kante van die storie. Aan die een kant dink ek dis 'n positiewe ding dat mense nou die vryheid het om te doen wat hulle wil, om te gaan ek is nie gelukkig nie, ek wil nie in hierdie verhouding wees nie. Kom ons skei. Ek het keuses. Ek dink dis 'n goeie ding dat mense daai keuse het, want op die ouend van die dag, wat is die punt? Gaan jy vir die res van jou lewe ongelukkig wees? Want net omdat jy nie daai stap wil neem nie, dit is puntloos. As daar 'n geleentheid is vir jou om gelukkig te wees, do it. Maar aan die ander kant dink ek, het ons in hierdie samelewing meer blootstelling, meer opsies, meer dinge is effens makliker nou, jy weet, destyds was dit 'n baie moeilike ding om te skei. Dit was amper onmoontlik, jy weet, en almal het teen jou gedraai. Maar nou, ek dink omdat dit makliker is dit dalk 'n makliker besluit. En nou is dit okay, daar's 'n ander opsie, vinnig en maklik en. So ek dink mense moet daai onderskeid tref. Mens moet nog steeds beklei vir 'n verhouding. Mens moet nog steeds werk aan 'n verhouding. Dit is nie maklik nie. Ons het baie dae wat nie maklik is nie. Ja, en my ouers het baie dae wat nie maklik is nie. Sy ouers het baie dae gehad. En ons is almal so, hulle het met julle gedeel, want ek dink soms word daai nie gedeel en dis wat ons wil doen met die potgooi is om ja, natuurlik. Alles te deel. En absoluut, my ouers het baie met my gedeel en ek het baie gesien en my ouers het my betrokke gemaak in alles wat hulle beleef maar my ma is nogal baie goed daarmee. Sy wil altyd hê ek moet die realiteit van 'n saak weet. En dit is vir my, dit was my ongelooflik waardevol my hele lewe lank. Maar dis jy so 'n ding, is kommunikasie, mens moet praat. Ja. Ek dink ek en hy is uitstekend daarmee om eerlik te wees. Ons as iets ons praat ons daaroor en ons wag nie vir 'n week om daaroor te praat nie, want dan raak dit net erger. Sure. Ek dink dis 'n groot ding. Maar ja, soos ek sê, daar is moeilike dae. En dit gaan nie altyd maklik wees nie en soms gaan jy voel wat maak ek? Maar dit gaan oor going back to the core. Jy weet wat is dit wat jy in die persoon gesien? Is that enough? Ja, dit is. En die ander goed maak die saak vir my nie. Eerlikheid. Ja, absoluut. Honestly, eerlikheid oor alles. Geld. Ja. Ek voel nie nou soos 'n money hou vir my vas. Ja. Ek meen ek mag vulnerable wees. Ek was nou vir 3 dae in die Kaap gewees en ek dink dis die eerste 3 dae vandat ons getrou is wat ons nie een aand nie bymekaar was nie. En ons werk ook saam, nee. So dis we see each other probably 22 hours a day. Sure. Ons werk in dieselfde kantore, ons sit in dieselfde space, alles. So daar's niks wat sy nie weet nie en nie mag weet nie en dat ek enigiets, I'm 'n open book, she's an open book en is 'n eerlikheid want dan weet ek waartoe ons gaan. As ek weet waartoe ons gaan, dan kan ek jou hand vat en ons kan soms gaan ek jou dra, soms dra jy my. I don't know who's carrying each other. Ellen Duisel het iets baie mooi gesê by ons troue, toe hy die hele ding doen. Hy het gesê 'n verhouding is nie 50-50 nie. Dit is onmoontlik. Dit is vandag 80-20, môre is dit 70-30. En die dag daarna is dit 50-50, dan is ons op dieselfde level. As ek 80% van die energie en die gelukkigheid in die verhouding inbring, omdat hy net 20% het om te gee, is dit okay. Ons moet net uitkom by 100, maar ons moet dit saam doen. En ons kan nie die hele tyd 50-50. Ja, ek kan nie die hele tyd alles gee nie. Ja, dis presies. Die skaal moet die hele tyd beweeg. Wat ek nou ook wil weet, want nou is julle jonk getroud, hoekom nog steeds trou? Want, nee, dis 'n goeie vraag. Jy praat oor die keuses dan nou. Een van die keuses wat die moderne mense maak, omdat julle het nie daai voorbeeld nie, maar baie mense kom uit gebroke huise uit. En ek het eendag 'n plasing gesien van iemand wat sê, kinders wat uit huise van egskeiding kom, leer dat egskeiding 'n opsie is. By virtue of it having happened in front of them. En hulle was deel van 'n proses. Dis nie 'n bad ding nie. Dis nie dat dit sommer dadelik maak dat hulle eendag verhoudinge gaan opeindig in 'n egskeiding nie. Maar ons sien voorbeelde. Kinders leer mos uit wat gedoen word, nie wat gesê word nie. So baie mense het nou hierdie gebroke voorbeelde uit eie huise of uit die samelewing uit. Dan maak hulle die besluit om nie tot hierdie duur partytjie stap oor te gaan nie, dan doen hulle daai vat en sit, weet. Sommige, en ek wil hier byvra, want dis wat ek eintlik op afstuur, daar is so 'n groot omwenteling in die emansipasie van die vrou, dat baie mans nie meer finansiëel in 'n posisie is om te kan voorsien vir 'n vrou nie. Dis duur. Ja. Sorry, kan vir jou sê. Jy kan vir my sê. En veral as ons is in die bedryf, ons weet hoe uitdagend finansies kan wees, nie, en hoe
voorspelbaar. Dis die ding ek dink. As jy kan voorspel wat gaan gebeur, dan kan jy 'n plan maak met jou geliefde. Of jy kan 'n belofte maak. Maar vir 'n man, daai's 'n ding. Daai's 'n kernding om 'n belofte te kan maak en dit te kan gestand doen. Die mans wat nou regtig hulle woord wil eer. Waar was daai begeerte om nog steeds te trou ten spyte van die feit dat julle markensemble en dit sou aanvaarbaar wees in die samelewing? Dalk nie in julle familie nie, maar in die samelewing. Ja, so dis in jou DNA as 'n man. It's just there. Ek moet voorsien. Is wat dit is. Ek weet, dis kom ek vra. Ja, en in hierdie geval is dit nie 'n finansiële voorsiening nie. Ons is 100% 50-50. Amper in alles. Finansieel is amper alles 50-50. En jy's 100% okay daarmee want baie mans is nie. Ek ja, want my wat ek daar gee is veiligheid. Of your heart, of you in person, as that I'm caring en ek gee en ek verskaf alles wat ek kan. Maar ek kan môre hoef sy nie te werk nie and we'll be okay, but we aren't going to live the life that we want to live. And it's 2025. En ons wil goeie sien en ons albei is hengse avid travelers. Ons wil travel. So die wêreld sien en jy kan nie die wêreld sien op een mens se salaris en alles nie, dis onmoontlik. En soos jy sê, môre besluit ek, weet jy wat, die behind the camera ding is cool, maar ek wil net 'n bietjie speel. Ja. Dan is daar 'n probleem, want dan is dit bietjie. Maar ek gaan ook nie vir hom sê nee. As dit is wat hy wil doen en as dit is dat sy droom is, dan maak ons 'n plan en ek kan nie vir hom sê, o nee, maar jy moet vir my sorg nie. Ek dink net dis onprakties. Maar ek is baie onafhanklik grootgemaak. Ek het van kleins af geleer Jy moet vir jouself kan sorg. Jy weet, ek het op 13 sang vir Katrein gedoen. Kyk net en dit was die eerste keer wat ek regtig behoorlike geld gekry het en ek het gegaan, this feels good. It feels good to earn money. Dit voel goed om op my eie voete te kan staan. Dit voel goed om vir myself goed te kan doen. Maar dis hoe ek grootgemaak is en ek dink dit is net van 'n vrou se perspektief of onprakties om deesdae te verwag van 'n man om alles te doen. Dit is onprakties en ek weet baie mense sal nie met my saamstem nie. Dit was nog altyd onprakties. Maar dis net nie vir my en dit voel vir my dit is waar ek ook my onafhanklikheid het en ek gaan I can do what I want en ek kan stappe volg in my lewe. Ek kan my eie lewe ook verbeter sonder om te wag vir iemand anders om dit te doen. En ek dink dis uiters belangrik. Maar ja, ek verstaan dit is daai DNA ding en dis eintlik 'n wonderlike ding want jy weet daar moet balans wees in 'n verhouding. Daar moet balans wees in wat elkeen van ons bring na die verhouding toe. En dit hoef nie net 'n finansiële element te wees nie. Daar's soveel anders. Ja, en ek dink hoekom trou was die tweede vraag en dis ek dink daar's baie redes, maar ek dink een van hulle en dis 'n selfsugtige ding, maybe perhaps is like dis nie 'n tick the box nie. Kom ons just clarify that. It's not a tick the box. Want jy kan doen wat jy wil. It's 2025. Kinders kry, ons kan huis koop, ons kan hond koop, ons kan doen wat ons wil. En nie getroud wees. Maar daai aand, daai partytjie was blerry lekker. To be celebrated. To be celebrated. Die twee van hulle, die nuwe eenheid. Ja, die nuwe eenheid en it's an official unit now. Jy weet, nou kan jy kyk in ons lewe het baie mense probeer tussen ons inkom. Baie. Want ons werk ook saam. So nou stap jy saam en nou is hulle soos, maar as Roland regtig sy kant gebring het, hoe gaan ek nou vir Daniel sê? Sê vir my. Hy het sy kant gebring. En nou sê mense vir my en nou lag ek net vir hulle. Maar dis 2-1. Hulle voel dis 2-1. Nee, dit is nie. Ja, mense is baie geïntimideer deur 'n couple wat 'n unified unit, ja. Ja, en veral een wat redelik sterk is en ons het dit al beleef. Mense het letterlik al probeer om ons te verwyder. Nou Roland doen dit, Daniel doen dit. Maar dit werk om onmin tussen julle te saai. 100%. Ja. Want hulle voel as hulle ons if they can weaken us, they can weaken the system wat ons probeer bou. Dis vuil. Nee, dis erg. Dis erg. Maar dis mense. Mense is nie nice nie. Nie altyd nie. Nie altyd. Nee, maar dis wat jy sê. Hoekom trou? Dis net daai celebration of us. En ek dink mense verdien dit soms om te gaan look. 100%. Dis yes. Every girl deserves to walk down an aisle. Every boy deserves to walk down an aisle. My ma het my in die aisle afgestap. Ek het nie gestaan en wag vir Daniel nie. My ma het my afgestap. Ja, dit was baie mooi. Kom nie. Sure. Why not? Ja. Why is she not allowed to give her son away? Her father doesn't give her away to me and you'll never see her again. En jy moet kyk, hy het my gesê, Boutique. Ek het my oë op jou. Daar's een van ons troufoto's is so mooi wat my pa letterlik sy vingertjies so vir Roland wys en ons is so I watch you. En dis 'n storie wat jy eendag vir die kinders gaan. Kinders,
Wil julle hê? Dis nie van die tafel af nie. Ja, is nog nie, is nie Dis van die tafel af. nie ja, ek Maar daar's nie 'n meen dringendheid om dit. glad Nee, daar's nie 'n Ons- dringend. Vra mense julle al wanneer kom die kinders? O, elke dag, ja. Ek dink die tweede Maar dag. dis okay. Wanneer kom ek kennis? Ek sê altyd vir mense, ja, ek wag, ek moet eers my crew groot maak, dan sal ek kinders groot maak. Ek sê Ja. eers hulle. Okay, there's a lot of kids that I deal with every day. Julle twee vinnige vraagie. Wat is die een ding wat julle voel mense julle kon gewaarsku het oor die huwelik? Dis 'n goeie een. Of wat julle gewens het iemand julle gewaarsku oor huwelik en niemand het nie. Ja. Kan enige van die twee kante wees. Ek dink een van die goed wat sy net gesê het van dis nou 'n bietjie off topic, maar sy spandeer tyd saam met mekaar. Daai was 'n hengse goeie advies geweest. Dit was Ja. pretty amazing geweest. Dink julle andersins sou julle dit nie gedoen het en sou julle Ek meen ek het ander mense experience gesien wat ek lank terug gesien het wat ingevlieg wat het, so ek sou 'n van bietjie oorsee meer af. tyd saam met die boys spandeer het, jy weet, daar by die bar. en al seker saam my gevat het anyway, want ek is maar soos 'n stertjie, ek gaan Ja. en dan draai ek om en sy daar, gaan ons so agter mekaar aan. Maar ja, jy sê net soos toe ons geëet het, my ma het glad nie geëet op hulle troue nie. Hulle het deur Potch gery in 1979 en 'n drive-in gesoek. Na die Na tyd. die troue. Ja. Om 'n ietsie te soek wat almal het gesê geluk en Om te dan maak jy eet. hierdie koekblik oop en daai fryer en hierdie Ja. utensils. Nee, ek dink geniet Ja. mekaar was advies wat gebeur het, like enjoy the good times and talk through the bad times. Moenie kwaad gaan slaap het iemand gesê dit doen ons al vir 'n hele ruk. Ek meen dit once O, julle again. gaan slaap kwaad. Nee, gaan slaap nie Gaan kwaad. slaap nie check kwaad it. nie. Ek gaan slaap baie kwaad, maar dan Nie met haar nie. Ons gaan ja, ons gaan slaap kwaad, maar nie vir mekaar nie. Ja, nee, ja. My sportspan verloor. Soms vir springbokke, sulke goed, jy weet. Maar nee, so ek weet nie, ek dink kyk ons is nog net 7 maande getroud. So ek gaan nie maak asof ek die wêreld se kennis het nie, want ek het nie, ek dink jy weet julle moet ons ouers hierin kry. So julle vir het daai nou- tipe goed, Julle maar is 7 maande getroud, hè? ja. Sorry gou, maar wat was die grootste verrassing vir julle in die huwelik? Ek gaan dit eerlik met julle wees, daar is nog nie vir my 'n baie groot verrassing gewees nie, nog nie, groot want verandering. dit voel vir my, almal vra vir ons, voel dit anders nou dat jy Ja, al ja, getroud ja. is? En nee, nie regtig nie. En ek dink dis 'n goeie ding. Ek dink nie daar was nie 'n skielike omwenteling van ons lewens nie. nee. So maar ek dink amper dis 'n goeie ding, ons gaan aan soos wat ons is. Ons is nou net toevallig getroud. Mense het my nie gewaarsku hoe vuil trouring kan raak nie, maar andersins En ek speel die hele tyd in myne. Dis nog soos 'n sy het fidget. al gebreek, dis al 'n tweede een. Ja, dit is hulle tweede. Ja. Man is rof man. Myne was gesteel so en ek is Ja. nog eens 'n maand getroud toe die breekland besit. Het jy hom verkoop? My ma se Nee, trouring Hoekom ook. is jou ring van jou vinger af Vind gewees? ek het 'n karakter vertolk. Oh, yes. Ja, so toe moes ek dit net by die huis los vir Ja, daai. yes, Dit nee, maak my so bang as ek na 'n Ja. stel toe moet gaan en dan vergeet ek dis op my vinger. Hey. En dan los ek dit in die kar of iets want Ja, ek So maar weet ek's jy bang. weet jy wat dan moet jy om doen as jy 'n verloofde of 'n getroude speel, is hou hom net op. Sê Ja. vir die propspersoon dit. Ek sal Dis net myne. Bly dan al- jou al karakter draai jy dit sinne. om of iets. Nie ja. om dit nie te vergeet nie, want dit Ja. is 'n ding. Kan jy hoeveel vroue sê al dan gaan hulle reis, hulle hom af in 'n vreemde land se badkamer net om Ja. hulle hande te was. Ja, nee. En dan Ja, loop los jy in hulle gedagte weg dan dis tiket of hy gaan af in die dry. Nee, Nee. ouens. Niemand het daai Dit drama maak my nodig. bang. Stres vir my uit. Nee, ek is Stres my. ek is baie verantwoordelik, maar mens weet nooit. So gaan julle nou as julle nou ek weet ek skiet nou so 'n bietjie in die toekoms in. Julle dalk nog nie eens daaraan gedink nie want daar's mos tradisies ook met elke herdenking is daar 'n ding. Daar's 'n o, die goud en kant of silwer die goud en of die ja. leer of die wat gaan julle daai slaas volg of gaan julle Knowing myself definitief. Ah. Nee, Ek dink wat meer waardevol is deesdae is cryptocurrency. So miskien hoor hierdie vroutjie is die van hier rond. Het jy geweet een is amper oor die 2 miljoen Ja, Yes, Bitcoin. ja. rand? Nee, dis belaglik. So So miskien sal ons 'n crypto jy kan so 'n shaving kry dan Ja, jy kry nie 'n Bitcoin. Nee, jy gaan nie Ja, kry ja, nie ja, Nee, jy gaan 'n bit van 'n coin ja, kry, maar ja. nie die 0.0000185. So jy noem die kinders is daar. Wat julle visie daarvoor? Want weer eens wanneer julle uit 'n solid huis uitkom met solid, ek neem aan julle praat nog met julle boeties en sissies en goeders. Ja, so daar's 'n verhouding daar. So wanneer jy so 'n blou druk het, dan jy minder gestres om jou eie familie te begin. Ja, so Dis dis al ja, dis ons is waar. Ekskuus, val ek jou in die rede. Ons is twee verskillende, so haar ma is wat 45 jaar getroud, myne is 46, maar sy is die
oudste. Ek is die oudste, ja. Ek is die jongste. Oh. En ons verskil 3 jaar. So Glo my, hy is die jongste. my familie So dit gaan gedra homself as 'n jongste. Sorry ma, sorry pa. En maar ek gedra myself soos die oudste. So dit werk. Dit gaan vir hulle jammer sê want hulle gaan kyk en luister en like en subscribe en alles, maar hulle is baie ouer as Danielle se ouers. Okay. Al is hulle nie, hulle is letterlik 3 of 4 jaar, maar hulle is aansienlik ouer want haar jongste broer is nou 22. 23 jaar. 23. Hy Ek is die doen nog sy jongste. meestersgraad en so my jongste boetie François. Hy hou my ouers baie jonk. Hy hou hulle op hulle tone, jy weet. En my ma kyk in die aande saam met hom Marvel movies en goed, jy weet so. Got it. My ouers is in hulle 60s, maar hulle is baie jonk. With it. vir- Ja. En Dis ek cool. is die jongste en ek is 37, so ek is Ja. 15 jaar ouer as haar jongste. So it's a different time, different. So daar's nog geen kleinkinders aan daai kant nie, aan die relatiefse kant. Maar ek het 4, so ek is 'n oom van 4. Jy het nie druk nie. Nee, ek het nie druk nie en ek love hulle. En so ek soms is ek 'n pa. Ons het actually maandag en dinsdag na die kinders gekyk. My susters is nie hier want hulle is weg gewees. So toe het ons 2 kinders en 2 honde. Dit was fantasties. Maar toe gee ons hulle terug. Toe kon jy Die pop kos hulle speel. terug, Ja, toe kry ons Huisie speel. Hey, iemand anders het kos gekoop vir die huis. Dit was fantasties. Ja. Kan ek hulle teruggee? Sê net vir hulle dit werkie so in die regte lewe. Jy kan hulle nie teruggee nie. Yo man, ek wil 'n baie lelike storie vertel. My vrou gaan my nie vergewe hiervoor nie. Maar So ons gaan Wendy moenie luister hier, dis nie vir jou ore nie hoor. Filter hom. en my vrou sê vir my altyd, sy vertel dit altyd vir my dogter. So my broer, ek en my broer is jare met mekaar op 'n stadium met hulle in Johannesburg gebly. So ons het altyd gekyk na hulle oudste. So as daar kom Benjamin dan speel ons met hom bla bla bla. Dan weet jy hy gaan weer na sy ouers toe. Yes. Ja. You know, en toe het my dogter kom en toe ek dink nie die eerste dag, soos die tweede dag te sê ek vir oom se kind. Sê my vrou, is jou kind. Dis jou kind, ja. Jy is so gewoond gewees aan Yes. ander mense se kinders groot te maak en te kyk. Of dis daai klassieke ding van as die kind stout is dit sy kind, as die kind soet is dit my kind. Apparently. Maar ek is 'n ek is 'n funkel. Ek is daai Ja, is die fun. Ja, en ek kan net aan sê, maar ek het 3 broers. Hulle kan kinders kry. Hulle kan dit uitsorg. Want my een boetie wil baie graag kinders hê. En ek sê ja, go, doen dit, lekker, ja. Net om alles weer saam te vat 6-7 maande later, tegnies gesproke volgens al die kenners is julle nog in die honeymoon. Het julle honeymoon gehad? Ja, ons het- Ons het eers gaan werk. En Ons het toe eers gaan werk Of en course. toe is ons weg. Ons These guys are het committed, man. Kyk baie hier, gespaar. hulle hulle het die move hulle het beplan. Ja. Ons het getrou die Saterdag soos mense doen, tradisioneel. Iets was tradisioneel, was 'n Ja, ja, Saterdag. Dit was. Hoe is dit tradisioneel om op 'n Saterdag te trou? Ja, Okay, nee, Ek dink so. Nee, ek wat weet ek. En die maandag is sy opstel. Toe skiet sy gou 'n hele reeks Vetkoekpaleis. Toe gou dit klaar gemaak Ja. en toe het ek 'n projek wat ek moes klaarmaak en toe gaan ons. So Toe sy gaan het ons, ja. vir haar 30ste gespaar om Italië toe te gaan. Toe kom COVID. Toe Ja, my 30ste was in die middel van COVID, so toe on kon the ek nie gaan 26th of nie. March we are all balapa en toe Daai weet is Ja. ons lockdown. Right en toe gaan ons Italië toe. Wow. So ons was ons in witte brood. April in Italië, ja. Man. Oh man. Toe gaan die Pope dood om daai Ja, hy's oorlede 2 dae na ons al gekom het en toe blameer die hele Suid-Afrika ons. Maar dis okay. Toe raak dit besig. I'll take it, it's fine. En toe kom die mense van hier, van daar, van hier van oral. Nee, dit was weer eens 'n production. Dit was 'n skouspel. Die drama volg ons. Die drama volg. Nee, julle is die drama. Hoe bedoel jy die drama? Volgens die ander mense is paid actors en julle is toe. Ja. Ja, toe ons in Vietnam was 2 jaar terug, toe land ons in Hanoi. En net voor ons het Joe Biden met die Air Force One geland. En Die toe is hele dit army is chaos. Dis die hele army daar. En ons dog toe, oh shit, dit is nou 'n mooi welcome Is van dit nou- Vietnam. ja, Dankie julle het julle Toe gesien ons kom. Toe vat dit ons 2 ure om in die stad in te kom want Joe Biden al die paaie is afgeblok. So nee, die drama is definitief altyd Volg aan die julle. gang met ons. Ietsie wat my nou fascineer ook want ek weet julle het nou saam gewerk. So nou is die ys gebreek en julle ken mekaar en julle like mekaar nog steeds. Veral daai 4 fliekse back-to-back se stres. Reis is 'n ander deelbreker vir sommige mense. As jy hulle sê mos
bly saam met iemand dan ken jy hulle regtig. Reis saam met hulle, dan ken jy hulle regtig en werk saam met mense, dan ken jy hulle regtig. Die feit dat julle so lekker saamgewerk het, maak die reis ook makliker en die feit natuurlik dat julle albei ook 'n passie het daarvoor en jy sleep nie vir Roland en Roland sleep nie vir jou nie. Absoluut, ja. Ons het met reis begin. So dit was nogal nog die bussie, die combi moves. Die combi moves en toe kom COVID en toe met COVID kon ek nie werk nie. So hier is eintlik 'n raad nie, is jou partner by kombi, sit agter koop 'n masker toe. Dis jou big aan. Daai is die resep. Absoluut. En toe het COVID gekom en toe ek kon niks van my MC werk doen nie. So ek het Samir het alles gestop. En ek was nogal gelukkig geweest in COVID. Ek was by 7de Laan en hulle het so met level 4 het hulle begin werk weer. Dit was maar media en so. Ja, hulle toestemming gekry want dit was ook. Ja, dit was weer begin so. Ek was gelukkig wat dit betref. Maar selfs die 5 weke wat ek by die huis moes sit, het ek 'n hele opvoedkundige maatskappy begin want ek was verveeld. En dit is nou nog deel van ons lewens. En toe weer eens ek kan verkoop. So toe verkoop ons dramawerkswinkels aan skole in klein groepies. Want ons mag net 5 of 6. Ons kan die shows doen nie soos die werkswinkels. Hulle moet social distance, hulle is daar. En ons het die ATKV het saam met ons hande gevat. Hulle doen nou nog, hulle het ons baie goed gesind wat dit betref om na die ander gebiede toe te gaan. Ek het nog nooit geweet as 'n dorp met die naam Kanafe nie. Nog nooit. Nee, maar waar jy groot geraak? In die Oos-Kaap. Buitewyke. Sien die platteland is waar 'n mens moet gaan want ek julle opgelet hier in Joburg raak mense lekker blasey is hulle bekende sê nê. Maar gaan platteland toe, daai tannies gaan vir jou kos kook, laat jy nie die rol. Ons het skaapstertjies geëet, laat dit wit sit. Kanafe en ons het bitter goeie verhouding in Victoria Wes gekry. So ons travel al vir baie en na plekke waar niemand anders regtig gaan nie. En dis altyd as ons daar uitry dan sê ek soos dis hartseer dat mense nie hierdie plekke sien nie. Want ons soveel stories, dis so interessant en ons het met die NIC ook hande gevat en hulle het vir ons na die hulle noem dit outlying areas toe gestuur wat nie gewoond is aan wat ons bied nie en dan dis magic en die talent wat jy daar kry. En die verwondering. En dis ongelooflik en die idees. En dis vriendelike mense. Baie vriendelik. Kyk, ons klim op Vrydagmiddag in die kar en ry Nuwe Tessa toe vir 'n naweek. Vir ons is dit niks. 9 ure in die pad af en vir stilte. En dan kom ons weer terug. Ja, van Johannesburg is lank. Wanneer julle so saamwerk, iets wat nou vir my opkom, baie sielkundiges en verhoudingsterapeute sal vir jou sê dis gesond om ook tyd apart te hê. Vir jou eie onthou, vir julle altyd onthou, want ek dink die two becomes one vibe, het mense so klein bietjie verwring oor die jare en dan maak julle 'n gesamentlike Facebook page oop. Nee, ek weet julle sê daai tipe nie, julle het julle eie van en nog steeds so hulle is nog nie daar, is nog nie. Maar as jy so gel, nee, dat jy wil en dit is nog 'n bietjie early days. Dit beteken nie dit gaan altyd daai begeerte gaan wees of die geleentheid of wat ook al nie. Die setup is nog great op hierdie oomblik en julle werk ook aan daai saam wees. So dit kom effortless, nê. Wat doen julle wat wel eie aan elkeen is, wat die ander een dalk nie deel nie of so baie in deel nie? Ja, so ons is ook baie aktief. Sportgewys of oefening. So vanoggend was hy vir 2 ure by 'n balletklas. Maar ek het eers na middernag gisterand by die huis gekom, so ek het by die huis gebly en ek was nou vir travel en so 3 ure alleen by die huis vandag. Ek het die plante nat gemaak en dis pretty much al wat ek gedoen het. Ek het my ma en my pa gesels op die foon en sy het haar kop skoon gaan kry en in die week sal ek op 'n ander tyd as sy gym toe gaan of saam, maar ons sal nie op 2 treadmills langs mekaar hardloop en dit nie en sulke goed en by die een werk waar ons nou is ons albei saam in produksie maar op ons eie projekte. So ons werk saam maar ook nie altyd saam nie. Sy doen hierdie week 'n baie interessante projek waaroor sy glad nie mag praat nie wat sy heeltemal op haar eie doen. En ek eintlik I'm not even invited, you know. So and I don't want to because it's her time now to go there and do her thing. Ek was nou vir 3 dae in die Kaap. So nou het ons weer 3 dae. Ja, ek weet wat hy doen, maar ek weet nie al die details en sulke tipe goed nie. Ons gesels obviously daaroor en so. Maar ja, ons het hierdie dis amper soos 'n ebb and flow. Dan ons op dieselfde projekte, dan ons nie en dit werk lekker want ek dink
as jy nie op dieselfde goed werk nie of as jy jou eie ding doen, dan is dit weer lekker om saam te wees. Dan sal weer daai vernuwing. Dis wat ek wil weet want absoluut. Soos nou ook, weet hy was nou vir 3 dae weg en dit was die eerste keer vir baie lank tyd wat hy weg was. En ek het eers gedink, ag nee, dis nou aaklig. En toe ek nou weer alleen by die huis was, weer donderdag aand of so, was ek, nee, is eintlik nou maar lekker om iets te kan kyk op televisie wat ek nie ek sien alles, dan sien jy hoe jy skeer en regmaak vir hom, kan jy niks meer in privaatheid doen nie. En ek pause die TV want ek sê, het jy dit gesien? Die ding moet net TV kyk. Dit is weer lekker en dan as jy mekaar weer sien is dit weer, okay cool, dis nou weer exciting. So nee, ek dink ons leer om 'n goeie balans te tref wat dit ook betref. Date julle nog? Ja. Of was julle nou maar net getroud en dis dit? Nee, ons date nog. Date definitief, ja. Dink julle gaan julle self laat gaan? So sommige getroudes. Daar's nie 'n manier. Daar's nie 'n manier nie. Ek is te erg. Ek is te A-type personality. Wat is dit? Ja. Nee, ek is so en ballet en dans en mense wil goed voel. Hoor jy laat gaan beteken nie jy wil jy goed voel nie, dit beteken net jy het dan nou. Jy het hom nou weer en jy sukkel net so bietjie. Maar nou daarby saam. Beide van mans en vrou se kant af. Daai is ook 'n ding. Sou iets verander, want soms is dit 'n buite jouself impak. As jy ooit voor daai visuele element te staan kom, het jy enige idee of dit 'n impak gaan maak en hoe jy dit gaan oorkom, want 'n mens raak tog gewoond aan die vorm waarin jou liefde kom. Hulle sê mens moenie kykie. Hulle sê mens moenie, maar come on, selfs vroue kyk met hulle oë na die menu. Jy kyk met jou sintuie na die maal wat jy gaan bestel en imagine goed, nê? So ons almal raak goed gewoond. En vir alle swangerskap en goeders bykom, daar's veranderinge, nie almal bounce back nie, et cetera. En dit is 'n ding vandag en saam. Ek het jou opgelet. Sorry. Hoe mense omdat ons die keuses het om ietsie anders te gaan bestel, for good or for bad. Ja. Kan mense gaan maar dis nie met wie ek getrou het, iets uit verander, maar dan's die kern. Maar vir wie sê daai persoon dit? Vir sy chommy of vir die persoon? Hoor jy soms vir die persoon? Maar as hy dit vir die persoon sê en daai persoon het nie respek vir homself om te gaan, jy's reg, ek try nie. Al is dit net probeer. I mean, dit's moeilik, jy praat nou van swangerskap. Not everyone can bounce back. It's sometimes literally impossible. Maar as hulle probeer, then how can you lose respect for that? Maar how can you also lose the love if the person just carried your baby? Presies, jy weet. Weer eens, ek dink ons is so eerlik met mekaar. Hey, wat staan? Ek het net nog gesê, hoekom wat is hierdie bier hier? Nee, dan nou, dis 'n dad bod, okay? Hou jou en dis 'n dad. Hy's hoof aangeskrewe hoor. En man, ons 3 dan die cab, het so ietsie gedrink. Yes, ek het trappe geklim, mense. Hulle het like stadions en goed geskiet, so dit was lekker. Maar nee, ek weet wat jy bedoel en ek dink dis absoluut terrible as iemand as veral vir 'n vrou deur so iets gaan vir die gesin, vir die familie en dan word dit 'n probleem. Dit maak nie vir my sin regtig dat daai 'n reaksie is nie, maar miskien het ek dit net nog nie beleef nie. Maar ja, ek dink daai respek, die eerlikheid en as jy verlief op die mens of as jy verlief op die body. Ek dink daar's baie mense as dit die body hoor. Ja. So obviously Daniel nie jou trofee vrou nie. Nee, maar sy is 'n trofee. Sy's 'n prys. Jy jackpot. Hy jackpot geslat. Wel beide van julle jackpot geslat. Ek's baie maar Emmy. En naam is Daniel nie Emmy. Positive reinforcement. Kyk, luister julle twee voor ons dit nou gaan oprep, is daar iets wat julle doen elke dag, 'n ritueel wat julle voel julle saam doen 'n movie kyk, iets lees saam, iets saam doen wat miskien wat doen julle wat julle voel dat dis iets wat ons nog ons help en wat ons hou van om saam te doen as 'n ja, dis iets baie simpel wat mense nie eens as dink nie, maar ons drink 'n koppie koffie saam in die oggend. Sure. Regardless if there's a 5 o'clock call time of wat ek en my vrou, dis drink 'n koppie koffie en ek wil net weet, gee my net jou running order van die dag. Come on. Just tell me your running order. Dat ek net weet, cool. Sodat ek kan sê, dalk het ek vergeet, because I got a lot going on in here. Ja.
persoonlikhede is ook soos ek kan sê wat se een wat. Ja, 17 is die beste. Ja, exactly. Vanaf. Ek het gesê wat sy een Nee, ek het net 2. It's either good or bad. Maar ja, Jaapie of Apie. Happy of moeg. running order en 'n korte boodskap vir seks veilig. Dink jy, ek weet nie of jy 12 keer vandag gaan ry nie, maar as jy van die SABC af gaan ry, soontoe sê net safe. That's it. Net 'n thumbs upie. Hy kan nie 'n thumbs up handle op WhatsApp nie. So as jy hom wil kwaad maak, gooi jy vir my. Ja, as ek hom wil kwaad maak, dan stuur ek net vir hom. My pa stuur so groot, so sticker. Dan sê hy vir sy pa, hy soek nie thumbs ups nie, dan gaan download sy pa nog 'n foto van 'n Jou maar ja, pa ek dink dis 'n lekker ritueel en in die aande ons probeer dis nie altyd maklik en wat ook al nie, maar ons probeer om nie oor werk te praat en so aan. Ons probeer dit weg te hou uit ons persoonlike spasie uit, want ja, mens kan opgeklits raak en ons is altyd baie passievol oor wat ons doen, jy weet, so ons gee om oor alles, soms te veel. Maar en mens wil nie daai energie altyd in jou huis inbring nie. So ons probeer en ja, ons kyk baie televisie saam en ons kyk dokumentêre goed saam en jy weet as ons letterlik net wil ontsnap, dan kyk ons goed soos Below Deck saam wat simpel is, maar nonsens TV. So ons guilty pleasures, jy weet. Maar ja, dis net lekker en dan lag ons saam en ons Die action trashes wat jy weet, hierdie is as jy 'n plot hier nie, maar dis okay. Die plot is koos plot. Ja, want as jy heeldag werk met televisie en met storie hulle dan wat jy kyk. As 'n budget was dan ek so. Ons is as ons weet hierdie mense het geld gehad, dan kritiseer ons hulle. Daai was 'n slegte besluit. Kyk, nie het hulle nou probeer geld spaar, dit was nie nodig nie. Die hele wêreld het mal gegaan oor daai Netflix reeks wat een skoot was. Elke episode is een skoot. Ek gaan nie. Ek gaan nie. Maar en is een skoot en almal ek het 5 minute gekyk, sit ek af. Dis nonsens. Where's the reverse? Ja. Ek moet die ander mense reaksies sien. Ja. Wat gaan aan? Julle mis helfte van die dinge is geskep. Mis die storie. Want dis is baie oulik, baie nice, baie tegnies. Fantasties, die kamera vlieg en dit gaan deur 'n venster en trappe af. En dit kom van mense wat mal is om sulke kansse mal is daaroor om sulke kansse te vat en om tegniese goeders reg te kry. Ons is daai mense, maar dan kyk ons sulke goed en ons is soos nee, wat is okay. Kykie. As jy nog hier al die pad saam met ons is, al het jy 'n bietjie gepause op 'n pol, dis fyn. Jy's weer terug. Ons is aan die einde. Moes jy gaan piepie by die hyena in die bos met die power couple. Ja, wel, sy's wettig sy van gevat, maar haar stage naam is nog haar eie. Daniel Retief en Roland van Gericke, tweeetjies is pas getroud. Nuwe angeliere pas getroud. Ja, 7 maande. 7 maande was. Vars merits. Ons het so lieflik. Ek het al die geleentheid gehad om met hulle twee gewerk op 'n projek en hulle is, jy sal nie eens sê hulle is getroud of saam mekaar. Hulle is so professioneel, you know. So wat hulle they slutty about. Wow, I'm disappointed. Like really. No PDA. Ja, dis interessant dat jy dit sê want ons het nou 3 jaar in 'n ry daai selfe projek gedoen. En jy die eerste jaar saam met ons en die derde jaar nou een van die floor manager, Kai, het na my toe gekom na die tyd, "Are you married?" Kan jy sê? Yes, sy sê no. Hy het nie gedink ons is in 'n verhouding nie. Ander mense ondersoek mekaar se mangels opstel. Ek gaan julle los met hierdie. Die eerste jaar het ons daai projek gedoen het was ons saam. Die tweede jaar was ons verloof. Come on. Die derde jaar was ons getroud. So die vierde jaar. We are waiting. Al die kameramans op daai projek is soos wat gaan gebeur. Papi. Hy het vir homself 'n label gegee. Ons het niks met hierdie labels te doen. Maar wow. Hoop jy het lekker saam geluister. Stuur vir ons jou terugvoer oor hierdie koppel. Soos Roland nog die hele tyd sê, like and subscribe. Hier aan die onderkant, nee. Ons gaan hulle handles en goeders ook opsit so julle kan hulle ook gaan volg op die verskillende platforms en dan kuier ons weer saam by die volgende ene. Waar ons nog meer oor die dag, maar vir al die huwelik, kyk ons wil nou by die juice uitkom, kyk daai superficial goed van blomme, hare en these guys gave us the good stuff, man. Ons moet nog rokke praat, dan daai is belangrik, maar die punt is let's get past the day to the way. Come on. Ek gaan vir julle 'n segue gee na julle rokkie in. Asseblief, asseblief. Sy lyk pragtig. Sy trou, sy doen father-daughter dans. Beautiful rok. Vir haar gemaak, to the T. Daarin sit perfek. Sy dans en ek sit ver hier die dansvloer is daaronder en ek kyk net vir hierdie prinses wat dans saam met haar pa.
Toe trek sy haar skirt uit. Toe sy 'n short onder haar trou. Dis 'n 2 rokke in een en 2 party ons. 'n twofer. Ja. So as jy 'n jumpsuit, ja. 'n toof, maar kyk net so disclaimer ook jy die body het vir 'n shorty jumpsuit nee. Ons ou aunties maak dit maar die knie maar die knie vir almal se onhalwe. It's just better that way. I'm just going to ask you vir It's all about the dance moves, not the body. Okay, cool. As jy okay, wow. It's the dance moves. So jy het 'n klompie tips hier gekry. Dan weet vir ons per e-mail wat was die lekkerste tip en ook sommer net wense vir hierdie koppel want ek dink wanneer ons goeie wense kan uitspreek op iemand anders. Daar is 'n manier dat daai nie terugkom na jou toe nie. Because regtig wat jy uitsit is wat jy teruggee. Daar's 'n energie loop en ek hoop mense het inspiration gekry hier uit, né? Ek het beslis, man. Ek het beslis. En ek dink dis die elke move van weet ons weet hoe hierdie gaan loop en dan not dinges weet ons. Not at all, man. Ek was nog eens geslaan. Ek het geweet dat gaan 'n lekker een wees, maar die een was nogals. Ons het gedaam trou. Ons het lekker mense in die land ook. Ja. En ons gaan trou om lekker gesprekke met lekker mense te hê oor hierdie lekker topik trou. As jy beheer koopie. So dankie vir jou tyd, dankie vir jou energy en ek hoop jy het vat iets samen. Peace out. Yeah.